And you called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Vanoggend is 'n wonderlike geleentheid om weer ook saam as gelowiges vir Jesus Christus te vier, wat ook op die Sondag opgestaan het en die mag van die dood oorwin het. Ek hoop dat julle vandag ook hier die Here se teenwoordigheid op 'n spesiale manier sal ervaar. Ek gaan vir ons die foto met die seën uitspreek en dan gaan ons saam bid. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here het aan ons sy liefde getoon. Hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur, sodat ons deur hom kan lewe. Genade en vrede van God die Vader en van Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Kom ons raak net so 'n oomblik stil en buig ons hoofde en dan gaan ons ook saam bid. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier saam in die teenwoordigheid te kan wees en net vir U te kan dankie sê vir 'n week waarin ons weer U goedheid kon beleef, U liefde, U sorg vir elkeen van ons. Ons wil vandag al die eer aan U gee vir elke liewe ding wat ons in hierdie week bereik het, Heer. Ons wil vra dat U vir ons ook in hierdie diens sal kom ontmoet. Wil U saam met ons aan die tafel kom sit en wil U ons kom voed met die ware lewensbrood wat Jesus Christus self is. Ons dank U, Heer, dat ons so hierdie tyd vanoggend in die teenwoordigheid kan spandeer. En ons bid, Heer, dat U na ons sal kom en met ons sal praat, want U diensknegte luister. Amen. Vriende, ek is seker elkeen van julle het ook al gewonder, hoe kan ek dinge in my lewe verander? Ek wonder of julle al gewonder het ook, hoe jy nader aan die Here kan kom. En vir my is een van die sleutelmomente van Jesus se bediening, daardie oomblik wat hy gaan bid tot die Here. Daar waar hy in stilte na die Here gaan en al klaar vir ons wys hoe ons nader aan die Here kan kom. En dit is in die eerste plek om in gebed, in kommunikasie met die Here te gaan. Het beteken dat ons tyd op sy moet gaan sit en onsself 'n bietjie los moet breek van die res van die wêreld en net daar in die teenwoordigheid van God moet gaan sit. En in hoofstuk 17 van Johannes kry ons dan wel hierdie gebed van Jesus wat so besonders is, waar hy ook met God praat. En hy bid vir verskeie dinge, en ek gaan nou nie die hele gebed vandag lees nie, maar die gedeelte wat ek wel gaan lees, fokus dan op wat Jesus se wens is vir elkeen van ons as gelowiges. En ek dink in 'n sekere sin, vat dit ook sommer vir ons saam, hoe ons kan groei in ons geloof. Want ons kan nie groei vanuit onsself en uit ons eie kennis nie, maar Jesus gaan vir ons nou leer vandag hoe daardie groei lyk. En kom ons lees nou daardie gedeelte saam uit Johannes 17 van vers 20 tot 26. Volg dit gerus op die skerm saam. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U. En dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien,
die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle weet dat U my gestuur het, en ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Tot sover hierdie skriflesing vir vandag. Hierdie is daarom 'n wonderlike gedeelte en Jesus se gebed hier is spesifiek gerig op sy disippels en ons kan vandag sê dat hierdie gebed ook vir ons is as gelowiges, as mense wat in die wêreld gestuur word om ook disippels te gaan maak, kan ons ook sê dat hierdie gebed vandag vir elkeen van ons ook is. Jesus bid dit aanvanklik vir die disippels met hierdie opdrag wat hy op die ou end van vir hulle gaan gee om in hierdie wêreld elke liewe ding wat hy verkondig het en elke liewe ding wat hy geleef het te gaan verkondig en te gaan leef in die wêreld daar buite. En wat 'n wonderlike geleentheid is hierdie wat Jesus dan nou vir God ook vra, Vader, maak hulle een. Vader, maak hulle een. So, die eerste ding wat ons miskien kan leer uit wat Jesus voorbid, is dat Jesus dan ook wil hê dat ons as gelowiges as een in hierdie wêreld moet gaan funksioneer. As ons as gelowige kinders van God in die wêreld 'n verskil gaan maak, dan beteken dit dat ons ook gaan moet leer om in liefde saam met mekaar te leef. Dit gaan beteken dat ons gaan hande moet vat oor verskillende grense ook, sodat ons hierdie boodskap van die evangelie van Jesus Christus sal kan verkondig. Want hierdie groep disippels was 'n diverse klomp. Een van hulle was selfs 'n tollenaar gewees en van hulle was vissermanne gewees. So hier het ons te doen al klaar met 'n baie diverse groep uit wie Jesus sy disippels gekies het. En dan bid hy, Here, laat hierdie disippels soos een wees wat ek in die wêreld stuur. Laat hulle ook een word met my en een word met U, net soos wat ek en U een is. En so terloops, ek dink hierdie is een van die belangrikste tekste wanneer ons praat ook van die persoon van die drie-eenheid. En hier sien ons hierdie eenheid wat daar bestaan tussen God, tussen Jesus en dan ook tussen die Gees. Maar kom ons gaan 'n bietjie verder en delf 'n bietjie dieper. Want ek dink partykeer is ons so sonder raad oor hoe om die pad vorentoe te gaan, dat ons soms wonder, maar goed, hoe gaan ek dan nou hierdie eenwording met Jesus Christus, die eenwording met God beleef, hierdie eenwording met die Gees beleef? En ek dink die sleutel is hier dat ons ook een word met mekaar. Dit begin by hierdie wederwysige liefde, by hierdie innerlike eenheid wat bestaan tussen God en Jesus en die Gees. Sê, Here, ek wil hê dat hulle in my moet wees, soos wat U in my is, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. En dan in die volgende gedeelte, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. So wat bid Jesus hierso? Jesus bid dat hierdie disippels van hom ook met hom kan wees, dat hulle ook die Vader se heerlikheid kan sien. So, om in hierdie wêreld te wees, beteken dit dat ons eintlik gaan moet leer om nie uit ons eie verstaan en ons eie manier van doen en ons eie manier van dink te leef nie, maar om te ontdek dat ons in Jesus leef.
Die feit dat Jesus Christus vir ons gesterf het, sê vir ons dat ons ook saam met Jesus gesterf het. En dan wanneer Jesus op die Sondag, die 3de dag, weer die dood oorwin het, of die dood oorwin het, dan beteken dit dat ook ons saam met Jesus opstaan tot 'n nuwe werklikheid. En dat ons nou nie een is meer met hierdie wêreld en die boosheid daarvan nie, maar dat ons een is met hom. En dit beteken dat ons ook die heerlikheid van God dan kan sien. Dan kan ons begin sien hoe dinge werklik lyk. Dan kan ons begin weet en nader kom daaraan om God se wil te gaan uitleef. Dan kan ons 'n bietjie nader daaraan kom om ook liefde vir die res van die wêreld te gaan wys en vrede te gaan soek waar vrede tog so nodig is. Ek weet nie of julle die omstandighede regtig volg in rondom ons nie, maar oral is daar nou sprake van oorlog. As dit nie Rusland teen Oekraïne is nie, is dit Amerika teen Groenland. As dit nie hulle is nie, is dit Iran teen Israel. As dit nie hulle is nie, is dit Israel teen Gaza. En so gaan dit aan. Mense is honger vir geweld. En dit vloei voort daaruit dat mense nog nie beleef het wat dit beteken om uit Jesus Christus te lewe nie. En vir ons as gelowiges behoort ons baie sensitief te wees daarvoor om te vra of ons ook maar net soos 'n loot is wat uit Jesus groei. Jesus is die ware wingerdstok waaruit ons as takkies eintlik maar groei. Jesus self sê dit, nee. Ek is die wingerd en julle is die takkies, die lote. En wie in my leef, sal die ewige lewe beerf. So, daar is net een manier hoe ons werklik die wêreld kan verander en vrede en liefde kan ervaar en die dinge sal kan doen wat Jesus gedoen het en dit is deur in hom te leef. En dit beteken dat ons eintlik een word met Jesus. Want dink nou mooi wat gebeur. As jy nou hierdie wingerdstok vat en hierdie loot wat uit die wingerdstok uitgroei, dan weet ons dat as ons oor hierdie wingerd praat, dan praat ons nie van daardie takkies op hulle eie nie. Nee, ons praat van hierdie wingerd in sy geheel. En sonder hierdie wingerdstok uit wie ons groei en rank, sou ons eintlik glad nie kon bestaan nie. Wel, ons sou nie kon bestaan nie. En so wil Jesus dan hê en vra hy vir God dat hy hierdie disippels ook so een maak met hom. En by implikasie, omdat ons nou Jesus se disippels in die wêreld is, beteken dit ook dat hierdie gebed vandag vir my en vir jou is. En vra dit dat ons ook een word met Jesus, sodat ons ook een kan word met God. Sodat hierdie gees van God ook in ons kan woon en elke dag in ons kan werk. En nou weet ek, daai is nie altyd vir ons maklik nie. Dit is nie altyd vir ons maklik om dit wat vir ons so eie en kosbaar is op sy te skuif nie. Ek meen, daar sal nie oorlog wees as dit so was nie. Want waaroor beklei ons met mekaar? Ons beklei met mekaar oor olie. Ons beklei met mekaar oor water. Ons beklei met mekaar oor grond. En as 'n mens dit so sê, dan klink dit sommer dom. Dan klink dit sommer so sulke eenvoudige, simpel goedjies wat ons oor beklei. Maar dis presies wat gebeur. Ons beklei oor brood. En in plaas daarvan dat ons een word in Jesus en dan soos hy gaan lewe, dan staan ons op wat vir ons belangrik is en ons dink glad nie meer aan die res van die wêreld nie. Dan funksioneer ons nie meer as 'n eenheid nie en raak ons verdeeld onder mekaar. En weet julle wat? Dit is darm regtig die plan van die bose om ons so onder mekaar te verdeel. Die eerste ding wat gebeur met ons as ons verdeeld is dat ons dan ook al hoe meer los staan van die ware wingerdstok wat Jesus Christus self is.
En ons verloor hierdie eenheid wat ons nie net met mekaar ervaar nie, maar ook met God ervaar. Daarom verbaas dit my nie wanneer mense dikwels na my toe kom en sê, ek voel so ver van die Here af nie. Ons maak ook nie soos wat Jesus hier gemaak het om homself te gaan afsonder en tyd in die Here se teenwoordigheid te gaan spandeer nie, want ons is heeltemal te besig. Ons probeer meer en meer hooi op ons vurk laai en ons probeer meer en meer goed doen, want ons glo dat dit die enigste manier is om oor die weg te kom. En dan herinner ek myself so aan Psalm 127 wat sê, te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat gaan slaap, om met moeite 'n bestaan te maak. Vir die wat die Here lief het, gee hy dit in hulle slaap. Ons hoor nie altyd daai woorde nie. Ons sien net die krisis wat voor ons lê en ons vat nie die tyd om 'n bietjie in die teenwoordigheid van God te gaan sit en vir hom te gaan vra, maar Here, wat is u wil nie? En dit is baie belangrik. Jesus gaan sit hier stil in die teenwoordigheid van God en hy bid, Vader, wees met hierdie disippels van my. Vader, bind hulle saam. Net so behoort ons ook elke dag vir die kerk te bid. Behoort ons elke dag te bid dat die kerk opnuut weer sal besef wat ons roeping in hierdie wêreld is. Ons roeping om nie soos die wêreld te wees en mekaar se hare uit te trek en onderlangs kinderstories aan te dra of om lelike goed van ander mense te sê nie of om selfs haat aan te blaas waar ons dit verseker nie behoort te doen nie. Maar kry ons dit reg om in die teenwoordigheid van God stil te gaan sit en te vra, Vader, maak ons weer een. Ons het so nodig in hierdie kerk waarin ons is, in die groter kerk, ek praat altyd van die groter kerk as ek sê die kerk, dan het ons so nodig om as verskeie denominasies, verskeie kerkgroepe by mekaar uit te kom en met mekaar in verbintenis, in 'n noue verbintenis te leef. Want net so divers is wat hierdie groep disippels was en hierdie groep vroeë Christene waarvan ons lees in Handelinge 2, so is ons nog steeds net so divers vandag. Wat sal gebeur as ons vir mekaar 'n bietjie waardering en respek wys en aanvaar dat ons van mekaar gaan verskil, maar dat ons eenheid nie lê in die feit dat ons eenders is nie, maar dat ons een is. Prof. Andries van Aarde het altyd dit gesê, een wees beteken nie eenders wees nie. Om as een kerk te leef beteken nie dat ons almal eenders gaan wees nie. Dit beteken dat ons almal met ons verskille by mekaar kan uitkom en vir mekaar kan omgee. Net soos wat God ook van hierdie disippels verwag. Net soos wat Jesus van hierdie disippels ook verwag om in liefde en vrede saam met mekaar te lewe. En weet julle wat? Ek dink hierdie gebed is ook vir ons 'n kragtige herinnering daaraan dat Jesus self ook steeds by die Vader vir ons pleit. En waar ons kort kom, staan hierdie gebed van Jesus deur al die eeue, deur die dekades, deur elke jaar, om ons te herinner daaraan dat Jesus steeds vir ons voorspraak maak, dat die Heilige Gees nog steeds vir ons voorspraak maak by God ons Vader, en dat hy elke dag bid dat ons nader en nader aan mekaar moet beweeg. Broers en susters, ons kan nie op ons eie nie. As ons wil groei, as ons geestelik wil groei, as ons emosioneel wil groei, dan groei ons heel eerste uit Jesus Christus. Dis wat Jesus hier bid. Ons gaan lewe in hom. Ons gaan soek daardie stilte tye. Ons gaan soek daardie naby oomblikke wat ons saam met God in gebed, in gesprek kan tree. Ons vra vir die Heilige Gees dan
om saam met ons te wees en ons te help om ook die vrede rondom ons te bewaar. Om ons te help om as gelowiges hande te vat en saam die uitdagings van hierdie wêreld aan te pak. Ons kan dit nie op ons eie doen nie, broers en susters. Ons kan dit nie doen as net ek, Larry, of ek, Sanet, of ek, Lucas, of ek, Wikus, of wie ook al, wat my naam ook al is nie. Ek het nodig om met Jesus hande te vat. Dis tyd dat ons weer 'n bietjie ontdek dat ons eintlik net kan groei as ons uit die ware wingerdstok wat Jesus Christus self is, groei. Dis tyd dat ons weer 'n bietjie hierdie jaar ons geloof gaan verdiep. Dat ons weer 'n bietjie tyd in die woord spandeer. Weer 'n bietjie tyd in die teenwoordigheid van medegelowiges. Weer 'n bietjie daai tye maak wat ons nie net by al die aktiwiteite van ons alledaagse lewe uitkom nie, maar wat ons ook spesifiek tyd inruim om saam met medegelowiges te verkeer. Nie omdat ek vandag so sê nie, maar omdat dit is wat Jesus bid, dat ons as een moet leef. En die wonderlike is wat hy hier sê, is dat ons dan ook wonderlike dinge in sy naam kan doen. En ons kan dit nie doen as ons dit self aanpak nie. Ons doen dit as die kerk, as 'n groep medegelowiges wat saamgebind is, doen ons dit. En mag die Vader, die goeie Vader wat vir elkeen van ons lief is, ons ook in hierdie taak help. Mag jy vandag ervaar hoe God jou ook een gemaak het met Jesus, een gemaak het met die Gees, een gemaak het met die Vader en een gemaak het met medegelowiges, sodat ons in hierdie wêreld kan ingaan en 'n nuwe werklikheid kan help skep. Amen. Kom ons bly net so sit en aanbid saam. Hemelse Vader, hoe wonderlik groot is U. Dankie Heer, dat U en die Gees en Jesus een is. Dankie dat ons in daardie eenheid kan leef, omdat Jesus vir ons gebid het, dat ons ook een met U kan word. Maar daar's een ding waarmee ons nog baie sukkel in hierdie wêreld, Heer, en dit is om een met mekaar te word. Eenheid is vir ons 'n baie groot uitdaging, omdat ons dan dink dat ons dan eenders moet wees en presies dieselfde oor alles moet dink en doen. En dan sit ons osself in sulke tribes en sulke kampe wat ons mekaar beveg en met mekaar stry oor wie nou die beste opinie het. Maar Here, intussen is daar nood in hierdie wêreld. Intussen hou ons onsself blind vir die seer kry en die swaar kry van die wêreld. Intussen kibbel ons oor goed met mekaar wat eintlik in essensie niks te doen het met ons verhouding met U nie. En vanoggend wil ons vra, Heer, dat U ons sal help om net weer 'n bietjie fokus te hou. Om net weer 'n bietjie te onthou dat dinge nie oor onsself gaan nie, maar dat alles oor U gaan. Ons lewe nie maar net uit onsself nie, maar ons lewe uit U. Want U is die ware wingerdstok waaruit elkeen van ons behoort te groei en graag wil groei. En ons vra, Here, wil U ons vandag daarmee kom help? Help ons vandag om dinge weer nuut te sien. Help ons vandag om weer nuwe lewe in U te ontdek. Help ons vandag om vrede te gaan saai. Help ons vandag om U liefde te ervaar. Ons bid hierdie dinge in U groot en U heilige naam alleen. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike geleentheid om vandag ook te gehoor het dat dit God se wil is, Jesus se wil is, dat ons ook een word met mekaar. En mag ons ook onthou dat ons dit nie op ons eie kan doen nie. As ons dit wil regkry om die ware kerk te wees,
ware gelowiges wat in hierdie wêreld ingaan en 'n verskil daar te gaan maak, beteken dit dat ons uit Jesus Christus moet groei en mag die Here ons daarmee help. Ek hoop dat julle 'n wonderlike week gaan hê. Ek gaan hierna 'n paar afkondigings flits. Ek hoop dat julle hierdie week sal ervaar as 'n week waarin God jou elke tree bewaar en waar jy sy wonderlike liefde en goedheid ook kan ervaar. Ek gaan nou die seën uitspreek en dan sal ek ook die paar afkondigings flits. Mag die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met jou wees. Amen. Broers en susters, wonderlike week vir julle en sien julle volgende week.
stone. For one of flesh and blood.